Ek wil graag weet vir wat en vir wie bid julle op die oomblik. So, in plaas daarvan om af te sluit met voorbidding, wil ek net vra, vir wie bid julle op die oomblik nou? En hoe dit gaan werk is, Ruth gaan vir ons 'n kersie daar aansteek, vir die mense wat ons verbid, net sodat ons herinner moet word, dat maak nie saak hoe in die skemer 'n mens leef nie, God is God, hy is saam met jou. Hy is die lig selfs in jou duister. So die eerste wat ek wil vra vir Pauline, okay, is net besig. Die eerste wat ek wil vra voor is, of julle saam met my vir Esta sal bid, vir Esta en Frits. Esta Pieterse, ons het laasweek het ek ook gevra dat ons sal bid, sy is in die hospitaal gewees, het was vir 'n groot rugoperasie, en sy het op die ou end, het sy mobiliteitsprobleme of met haar arm, en sy moet teruggaan, en ek wil vra, sal julle saam met my vir Esta bid? Wie sal saam met my vir Esta bid, asseblief? Baie dankie. Vir wie bid julle nog? Aan wie dink julle? Vir my arm groot om te groei. Dan sê ja, dis baie cute. Sy het maandag het sy haar arm gebreek in die reën. En sy vra dat ons sal bid dat dit sal beter gaan. Kan ons vir hom bid? Dankie. Dit is pragtig en ek is bly jy het jou hand opgesteek. Ons het gister Jaden se verjaarsdagpartytjie gehou, alhoewel hy al in Januarie verjaar het. En die rede hoekom ons sy partytjie eers gister gehou het, is hy het sy sleutelbeen gekraak op die eerste dag van skool. En toe vra ons vir hom, moet ons nog steeds die partytjie hou? Toe sê hy ja, en toe sê ons, okay, hoekom? Toe sê hy, want hy wil 'n bom hier in die swembad en maak met sy maatjies. En toe sê ons vir hom, nee, maar jy gaan nie kan nie, jy het jou sleutelbeen gekraak, so toe het ons dit vir 'n maand uitgestel. En gister het hy baie bommies gemaak. Nou, so ons verstaan heeltemal. Baie dankie. Vir wie bid julle nog? Aan wie dink julle nog? Dankie Celeste. So, toe ek Celeste ontmoet het, was dit, ek wil nou sê in Primrose, maar is Germiston. Nou. En van die mense wat my baie welkom laat voel het daarso is twee mense spesifiek gewees, Susan en Anthony gewees. En hulle het my nooit soos 'n dominee laat voel of uit laat voel nie, hulle was altyd welkom en ek was altyd welkom by hulle en ek was altyd mens by hulle. En so deur die jare het ons dan kontak verloor, maar hulle is saam met Celeste male in besigheid en werk en goeders gewees. En Susan moet gaan vir 'n operasie nou, sy het kanker, kolonkanker, maagkanker. En sy gaan nou dat hulle oopmaak en kyk wat daar aangaan. En of hulle kan iets doen. Sê julle asseblief saam met my vir Susan bid. Baie dankie. Vir wie bid julle nog, en wie dink julle nog? Louis Nel, toe jy gaan my, gaan baie sleg vir my, en is inderdaad 'n bietjie nie so lekker nie, so ja, gaan 'n bietjie sleg. Ronel vra of ons asseblief vir Louis Nel kan bid. Dis 'n kollega van haar wat op die oomblik deur moeilike tye gaan ook en besig is om uit te figure wat moet gaan in sy lewe. Kan ons vir Louis bid asseblief? Baie dankie. Vir wie bid julle nog? Wie dink julle? Jy wil? Dankie sê vir die gebede vir my ma, sy het maandag gegaan vir haar vervanging, dinsdag weer begin loop, woensdag ontstaan en nou bestek ja, baie dankbaar daarvoor Ek dis lekker om dit te hoor. Vir alles wat ek weet dit klink amper so half routine, maar dit is 'n groot ding om vir 'n heupvervanging te gaan en dat dit goed gegaan het in die bloedklont en moeilikheid en alles nie, dit is net dankbaar. Kan ek vra, wie het almal saam vir Dewald gebid vir sy ma wat vir die heupvervanging gaan het? Baie dankie. Dankie ook. Sê asseblief vir al groete ook en ons is baie dankbaar. Vir wie bid julle nog en wie dink julle nog? Ek wil net gou kyk, ek het ook 'n lysie van mense wat ek wil deel. Kan ek vra wie bid op die oomblik nog steeds vir Vincent? Vir Vincent Texera. Kan ons asseblief nog steeds vir hom bid? Asseblief, wie het onlangs kontak gehad met hulle? Susan? Dis nie, ja. Sorry, dit gedink hulle snap by julle. Maar die laaste WhatsApps wat ek gekry het, gaan dit maar Rolf
en hulle probeer hulle bes, maar kan ons asseblief nog steeds vir Vincent bid? Ek weet 'n klomp van julle dink ook aan hom. En dan wil ek vra my beste maatjie Elmien. Sy het vir Grace en haar oudste seentjie en toe het sy vir Sofia en Alyssa, 'n tweeling meisietjies gehad. En dit was in COVID tye gewees en na hulle geboorte, die dogtertjie se geboorte is Elmien weer terug hospitaal toe, was 'n hele storie gewees met bloedklonte en al die goeders wat klink vir my COVID tyd algemeen was. En nadat sy uit is, die kinders uit is en die dogtertjies begin groot word, het hulle agtergekom dat Alyssa, daar's 'n gaatjie in haar hart. En die gaatjie het hulle gehoop gaan toegroei. En dis nou daarso waar hulle weet, hulle gaan 'n operasie moet doen. En dis nou die 27ste wat dit gebeur. So ek wil vra of julle saam met my sal bid, asseblief vir Elmien en vir Derek en vir Alyssa. Wie sal saam met my bid asseblief? Baie dankie julle. Kyk wie ek nog. Iemand se krag het aangekom. Nee. Dit gaan nou hier ook gebeur met my. Dan wil ek vra vir Kobus Koetser te bid asseblief. Want ek dink hy het ook 'n ding met sy kalkbeen gehad waar hy moes gegaan het in 'n infeksie daarso en op die ouend was hulle nie, die medies wou nie betaal vir 'n narkose ding nie en hy moes dit in die stoel doen, maar dit het goed gegaan en hy is nou met dreineringspype besig om te herstel. Praat ek verkeerd, Alicia? Wat is jou pa, so jy gaan beter weet as ek, né? Ja. O, okay. Dankie. Biopsie gedoen. Goed. Baie dankie. Dankie vir die verduideliking ook. Ek is 'n dominee, kom ek agter. Nee, dokterie. Kan ons asseblief van Alicia se pa bid vir Kobus bid ook? Asseblief net met sy resultate wat hy verwag. Baie dankie. En dan wil ek vra of ons nog steeds vir Mimi en Herman sal bid asseblief. Mimi en Herman van Dijk. Wie het onlangs kontak met hulle gehad? Maar ek dink, dankie Maureen. Nog steeds nie weet. Ek dink hulle gaan regtig ons gebede waardeer, asseblief, as ons nog steeds vir die Van Dijks kan bid. Is daar enigiemand anders vir wie ons kan bid, wie ons kan dink? Ek wil net Juanita Rousseau, sy het gegaan al die toetse wat hulle gekry het, is koolonkanker, dit versprei na van die kliënte, hulle gaan opereer, kyk of hulle kan verwyder. Maar ja, dit daarom het versprei, kanker het daarom nie versprei na enige ander soortvan. Ek dink sy word hierdie week word sy geteen en dan kan hulle wat uitwerk vir. Dankie Polly. Kan ons asseblief vir Jonita Rousseau bid, sy het kolonkanker, sy het gegaan vir die biopsie, vir kyk wat het versprei, wat het waar, maar hulle opereer haar hierdie week. En ek wil vra, wie sal saam my bid vir asseblief? Baie dankie. En Pauline, hoe gaan dit daar by julle huis? Albei ons paas is daarom weer by die huis, so daar is die hospitaal weer nie. En ja, ek dink dit gaan goed op hierdie stadium. Dankie vir almal se gebede, waardeer dit baie. Dankie. Baie dankie vir almal wat vir Pauline en vir Nico se paas gebid het ook. En hulle is al toe by die huis weer, dit gaan aan. So hoop dit gaan goed vir die dag ook. Kom ons word 'n oomblik saam stil, dan bid ons net. Almagtige Here, baie dankie dat ons met ons hartseer en seer en ook met ons blydskap na U toe kan kom en dankie dat U die God is wat verstaan en lief is vir ons en wat help. Dankie Here dat ons in die ingangsportaal hierso stories kan deel van oomblikke waar U opgedaag het en ons lewens verander het. En ons wil bid Here, help ons asseblief dat ons sal blind wees vir die dinge wat U doen nie. Help ons asseblief dat ons sal kan terugkom en ook kan kom deel dat U 'n goeie God is, wat goeie goed doen. In naam bid ons dit sal. Amen.
Ek wil graag vra of al die kinderkerkkinders, dis 10 en onder saam met Alicia hulle sal gaan, hulle is daar agter, julle is baie welkom saam met hulle, en dan almal tussen 10 en 13, vandag saam met Madeleine en Dawie en Ivanka, hier agter asseblief. Baie dankie. Oké, kom ons gaan koffie, hulle is uit. Dit sal nooit weet nie, nou. Ek wil graag vir ons vandag begin met 'n gebed. En dit is 'n gebed van Thomas Merton wat ek wil lees met julle wil deel. So kom ons maak ons oë toe en ons bid so saam. My Lord, I have no idea where I am going, and I do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end, nor do I really know myself. And the fact that I think I am following your will does not mean that I am actually doing so. But I believe that the desire to please you does in fact please you. And I hope I have the desire in all that I'm doing. I hope that I will never do anything apart from what you desire. And I know that if I do this, you will lead me by the right road. Though I may know nothing about it, therefore I will trust you always. Though I may seem to be lost, and in the shadow of death, I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. Amen. Ek wil vandag praat oor die maniere wat 'n mens beplan jou lewe gaan lyk. Ons is besig met beplanning, as jy in die ingangsportaal ingekom het, al die planne wat daar so is, ons is hierdie kwartaal nog steeds besig om te praat oor hoe beplan 'n mens vir wat die Here wil doen. Hoe is 'n mens besig om geleentheid te skep in jou lewe, sodat die Here iets kan bou. Ons wil terugkom na die blauwdruk toe en sê, Here, wys U vir my waar die mure moet kom van die huis wat my lewe is. Want ons weet as ons op ons eie probleem probeer, is die probleem dat ons net te klein dink, te klein bou. Dat ons nie genoeg is uit ons eie uit nie, ons het die Here nodig. Bro, hoeveel keer het jy al gedink, iets is besig om te gebeur in jou lewe en jy het gedink, dit is die slegste ding ooit, net om later te besef, dank Vader, dat ek nie gekry het wat ek wou gehad het nie. Terwyl ek hierdie preek doen, nou dink ek, mens gaan so deur verskillende fases in jou lewe, verskillende tye. En die Bybel beskryf het eintlik goed, dat 'n mens 'n tyd vir elke ding het, maar partykeer is die moeilikheid, dat dit wat jy wil hê moet gebeur, gebeur nie, en dit wat jy wil hê moet nie gebeur nie, juist dit is aan die gebeur. Het jy al gesien hoeveel mense sukkel deesdae met angs en depressie? Bro, ek self stoei daarmee. En toe ek so 'n bietjie gaan lees oor hierdie goeters, juist uit 'n filosofiese oogpunt uit 'n mediese oogpunt kan jy baie kry, sielkundige oogpunt baie kry, wat ook bietjie uit 'n filosofiese oogpunt uit gaan lees, toe kom ek agter, wat hulle vir ons sê is, as jy fokus en jy kyk agtertoe in jou lewe vir al die kansse wat jy gemis het, al die dinge wat jy wens anders te was, en dit was nie, dan word jy depressief. Ek bedoel, dit lê jou later lam, dat jou lewe nie is soos wat jy gedink het, dit moes wees nie. En wat is die alternatief? Dan draai jy vorentoe en jy dink, alles wat nog kan gebeur. En jy begin beplan aan die toekoms, aan die lewe wat vir jou wag, en jy dink, miskien daarso, wel, dan kry jy weer angs.
Dan word die druk so groot om hierdie ideale, perfekte lewe te leef, dat jy later lam gelê word, nie deur berou en vrees, wel, nie deur berou en spyt nie, maar deur vrees en angs. En dis 'n ding van ons generasie. Ons is vasgevang tussen hierdie twee uiterstes. Aan die een kant kyk 'n mens agtertoe en as jy begin analiseer wat jy gesien het daarso, dan kom jy agter, dinge het nie uitgewerk soos dit moes nie. Baie belangrike goeders het nie uitgewerk soos ons wou gehad het nie. En kyk jy weer vorentoe aan die ander kant, dan is daar soveel onsekerheid en goed wat ons nie kan bestuur nie, kan beheer nie. Dis amper asof dit nie in jou hande is nie en dit maak jou so angstig dat jy later nie weet wat om te vat en wat om te los nie. So wat bly oor? Die nou. Maar waar is jy nou? Waar is jy nou in jou lewe? Hoe lyk die dinge nou waar jy nou is? Die dinge waarvoor jy bid, die dinge waarvoor jy dankie sê, die dinge waarvoor jy bang is. Kom ek sê vir julle wat kom ek partykeer agter. Partykeer kyk ek na my lewe, na waar ek nou is. En dan dink ek is nie veronderstel om hier te wees nou nie. Nie in hierdie situasie nie. Dinge is nie veronderstel om met my te gaan soos dit nou gaan nie. Nie met alles wat ek ingesit het nie. Nie met die visie en die drome wat ek gevolg het, my planne wat ek in plek gesit het, my gebede wat ek gebid het nie. Met alles wat ek deur is ek nie veronderstel om nou nog hier te wees nie. En kan ek vir 'n oomblik vra vir 'n klein oomblik van eerlikheid. Wie van julle het die laaste tyd na jou lewe gekyk soos waar jy nou is en jy het gedink, hoekom is ek hier? Ek is nie veronderstel om hier te wees nie. En terwyl ek aan dink, kom ek agter. Daai gevoel van ek is nie waar ek veronderstel is om te wees nie, daai manier wat ek nou moet stoei met goeders, my kredietkaart, my skuld, my verhoudings, my lewe, dis daarom nou nie alles my probleme nie, wat ek net Celeste, ons is fine, hoor. Dis Celeste, en sy is lief vir my en ek is lief vir haar. Okay, maar ek bedoel net, mens kyk partykeer na jou goeders en dan kom jy agter, dit is nie, ek bedoel met al die goed wat ons ingesit het, met al die dinge wat ons geleer het, al die foute wat ons gemaak het, en al die drome wat ons saam oor gepraat het, is ons lewens nie nou hier waar ons dink het moet wees nie. En toe ek aan dink, toe kom ek agter, dis 'n kombinasie van depressie en angs wat jy saamgooi. Want nou kyk jy terug en jy dink aan alles wat ek gedoen het en jy dink, okay, maar hoe is dit veronderstel om te wees? So jy spring eers terug in die verlede en dan droom jy oor die nou en dan kom jy agter die nou is ook nie eers soos ek gedink het dit gaan wees nie. En dan sit jy met die uiterste teleurstelling vir waar jy nou is. Maar ons almal is moeg en oorwerk, ons almal voel tyd, ons het te min tyd. En dit voel amper asof tyd deesdae 'n vloek geword het. 'n Vloek want niemand van ons het genoeg daarvan nie. 'n Vloek want niemand van ons kry dit effektief gespandeer nie. Almal van ons wil op kursusse gaan vir time management en kyk hoe goeders dat ons meer met ons tyd kan doen, maar die groot realiteit is, maak nie saak wat ons doen nie. Ons kom net nie voor nie. Dit werk net nie uit nie. Dit is net nie genoeg nie. So met ander woorde, hoe hanteer 'n mens dit? Hoe leef 'n mens in hierdie fase wat jy nou is, sodat dit nie voel soos 'n vloek wat oor jou lewe uitgespreek is, dat jy die hele tyd moet sit met basse en mense en banke en goeders wat van jou vra wat jy nie kan gee nie. Hoe kom 'n mens voor? En ek dink die antwoord is, ons moet maar die slimste ou in die geskiedenis gaan vra. Sien in die Bybel is daar hierdie ou wat verskriklik slim was, die koning Salomo. Die Bybel sê vir ons, dit was die slimste ou ooit. En hy het op 'n stadium met 'n groot deel van die Ou Testament het hy begin skryf. 'n Klomp psalms het hy geskryf. Nie net Dawid nie, maar Salomo het dit geskryf. En hy het Hooglied geskryf en hy het Spreuke geskryf en hy het Prediker geskryf. En dan in Prediker 3 skryf hy iets en ek wil dit vir ons lees vanoggend. En dis 'n stukkie wat jy dalk al gehoor het, waarskynlik het jy al gehoor, maar dit gaan so. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om te lewe, en 'n tyd om 'n lewe te neem, en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n tyd om af te breek,
en 'n tyd om te bou. Tyd om te ruil, te huil. Ek gaan my bril aantrek. Sorry. 'n Tyd om te plant, en 'n tyd om plante uit te trek. Tyd om te lewe, om 'n lewe te neem, en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek, en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil, en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur, en 'n tyd van blydskap te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi, en 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n Tyd om aan te skaf, en 'n tyd te laat wegraak. 'n Tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, en selfs 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. En wat kry 'n mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. En tog kan 'n mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. Dat die mens kan eet en drink, onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. Nou Salomo hierso gaan en hy begin beskryf, en daar's 'n klomp van hierdie pare wat so saamloop, 'n tyd, elke ding in sy vaste tyd, en daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, plant en uit te trek, alles te skeer en toe te werk, lewe te red, 'n lewe te neem. As hy die pare so bymekaar sit, dan voel dit reg, ons weet dit eintlik. Ons weet daar's hierdie verskillende tye, ons weet dat hierdie verskillende teenoorgestelde, die lewe is nie net goed nie, die lewe is nie net reg nie, die lewe is nie net maklik nie, daar's ook moeilike tye wat kom. Ons voel instinktief, as hy nie goed sê, hier's wysheid. Ons weet dit is so. As ons kyk na ons eie lewens, dan weet ons is so. As ons kyk na ons eie drome vir die toekoms, weet ons, daar gaan goeie en slegte tye wees. Dis nie die probleem nie. Die probleem is, ons het nie beheer hieroor nie. Ek bedoel, dis ons groot probleem. Die probleem is, dat ons almal weet, daar gaan hierdie verskillende fases wees, lewefases, sterwefases, bekleistaal wees, vredefases, daar gaan hierdie fases wees. Die moeilikheid is, ons voel ons het nie beheer daaroor nie. Kyk ons terug, dan sien ons baie keer wat ons gedink het, goeders gaan een manier gaan en dit op 'n ander manier gegaan, en kyk ons vorentoe, dan weet ons, selfs dit is nie in ons vermoë om dit te beheer nie. Jy's nou in 'n fase wat jy waarskynlik nie gekies het nie. En of dit nou 'n fase is waar jy sukkel om 'n kredietkaart af te betaal, of 'n fase is waar jy sukkel om 'n verhouding te herstel, of in 'n fase is waar jy wil dans van blydskap want alles loop net reg. Die realiteit is, ons het nie beheer daaroor gehad nie. En baie keer wanneer dit goed gaan of sleg gaan, dan wil ons die beheer vat. Ons wil vir onsself sê, maar weet jy wat, ek is nou bly, dit gaan nou goed, want ek het hierdie en hierdie goeders gedoen. En wanneer dit sleg gaan, dan wil ons vir mekaar sê, weet jy wat, dit gaan nou sleg met my, want waarskynlik het ek dit en dit en dit gedoen. Maar die realiteit is, jy kan nou hierso sit en alles presies perfek reg doen. En dan gebeur daar môre iets wat alles omdraai. Kyk maar net self terug. Hoeveel keer het jy alles in plek gehad, die beste besluite geneem met die kennis wat jy tot jou beskikking gehad het, en op die einde van die dag was dit die verkeerdste besluite wat jy ooit kon geneem het. En dis die ding, jy weet nie en ek weet nie. Ons leef in 'n nou waar ons in effek eintlik nie beheer het nie. Ons het beheer oor die een ding. En dis baie keer wat ons ook doen. Ons sê, wel ek het dalk nie beheer oor die uitkomste van goeders nie, maar ek het daarom beheer dat ek kan wag tot 'n volgende fase. So ek gaan nou, terwyl dit 'n seisoen is van hartseer, gaan ek bietjie terugsit en ek gaan wag tot die seisoen draai en dan gaan ek weer begin iets doen. Maar weet julle wat is die probleem met dit? Die probleem om te wag vir 'n beter fase, 'n beter seisoen om aan te breek, is ons het ook nie beheer oor dit nie. So ek wil nou 'n ding sê wat dalk ongelooflik depressing gaan klink.
Maar wat as die oomblik hoe jou lewe nou is, met jou skuld, en jou onsekerheid, en jou gestoeierheid, met alles wat jy nou deurgaan, wat as dit die beste is wat dit ooit weer in jou lewe sal gaan? Nou. Wat is die beste dag van jou lewe vandag is? Terwyl ons hierso sit en sweet, met loadshedding, en alles wat daarmee saamgaan. Wat as hierdie oomblik die beste oomblik van die res van jou lewe is? En jy moet sit en wag vir hom om te draai. Ek dink dit gaan beter gaan. En dit gaan dalk nie. So, daar's ook 'n voetnoot hierso. Baie keer het 'n ou besef, jy het 'n uitdaging, jy het geleer vir 'n eksamen, jy het gaan skryf en dan gaan dit beter, want jy het in die oomblik het jy iets gedoen. Maar kom ons wees eerlik, daai besluit om te sê, ek wil nou iets doen, het nie eintlik in effek jou toekoms verander nie. Dit het net jou nou verander, want jy het in beweging gekom en iets nou gedoen. Jy het nou aksie gevat. Jy het nou begin leef met die hoop dat jy enige uitslag kan anders hê in jou toets. Maar ek kon iets anders te gevra het. Jy het ook nie oor dit beheer gehad. Die realiteit is, al wat ons het, is 'n nou. En hierdie nou, ook dit het ons nie gekies nie. So beteken dit, ons is uitgelewer en ons is magteloos, ons hele lewens deur. Wel ja, dink vir 'n oomblik daar. Ons is magteloos. Die dilemma wat ons mee sit is, ons is gemaak vir 'n ewigheid en ons lewe in tyd. Ons is gemaak om te bestaan in die paradys en ons is op die aarde. Ons is gemaak om op 'n sekere manier te funksioneer en die realiteit is, die wêreld funksioneer nie op dieselfde manier nie. Maar hier is die goeie nuus. En dis die goeie nuus wat Salomo deel. Hy sê om onder al hierdie gesoog en sweet met sy voorspoed en sy teëspoed, onder al daai goeders, om die eenvoudige goeders te kan raak sien en te kan geniet. Dis 'n gawe. Dis 'n gawe van God af. Dis 'n geskenk van die Here af. So as ek dit in ander woorde moet sê is, die goeie nuus is vandag is, maak nie saak wat se seisoen jy is nie, dit kan dalk 'n seisoen wees, waarskynlik wat jy nie gekies het nie, en in alle waarskynlikheid 'n seisoen wat jy ook nie verdien het nie. Maak nie saak wat 'n seisoen jy nou in is nie. Die goeie nuus is, God is ook daar. Hy is nou by jou. Hy is nou saam met jou. En hy wil nou met jou verhouding hê. Die God van ewigheid, wat jou gemaak het, wat tyd gemaak het, wat aarde gemaak het, wat alles gemaak het, die God wat 'n impak maak, nog steeds, is die God wat nou saam met jou is. So ek wil jou uitnooi, om net vir 'n oomblik te kom en te sê, dalk is jou verlede nie soos wat jy wou gehad het dit is, moet wees nie. En die toekoms wat jy verhoop, wel dit gaan dalk nooit eers kom nie. En die nou waar jy is dalk nie die ideaal nie. Maar wat jy het is, mense wat vir jou lief het, God wat vir jou lief is. Jy die asem, jy die lewe, jy die nou. En dit vat dalk nie die angs van die toekoms weg, of die depressie van die verlede nie. Maar in die nou, God jou ontmoet. Wil hy jou vashou. Wil hy vir jou wys dat hierdie oomblik van tyd nie 'n vloek is nie, maar 'n geskenk. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief om te sien dat elke dag nie net 'n toets en 'n uitdaging en al die ander goeders is nie, maar bo dit alles 'n geskenk van U af. Elke dag wat U 'n lewe by ons lewens toevoeg, is dit 'n geskenk. En U is daar. Partykeer wens ons was in 'n ander kamer in die huis gewees. Partykeer wens ons dinge het anders te gelyk, of anders te gevoel, of die situasie was anders te. Maar die realiteit is, Here,
U is saam met ons in daai huis. U is by ons. So help ons asseblief, Here, om vir 'n oomblik net te sien wat in die oomblik gebeur. En nie te sien. En dan bid ons dit saam. Amen. Ek het 'n paar praktiese voorbeelde. Ek dink baie keer, juis omdat 'n mens tyd deesdae sien as 'n hulpbron wat jy moet uitgee, tyd is soos geld wat jy moet spandeer, mis 'n ou wat jy het om tyd in jou hand te hê. So ek dink, as 'n ou opstaan in die oggend, vir party mense is dit makliker as ander, maar party keer, dalk is dit voordat jy gaan slaap of ernstig, wil ek jou uitnooi om net iewers in jou dag 'n 5 minute wekker op jou foon te stel. En net vir 'n oomblik vir die Here te vra, in daai 5 minute om te besef, om te sien dat hierdie dag, dat hy deel van dit is. Dat hy saam met jou is. En dan kan jy weer wordle doen en alles en dan. Maar kom ons vat elke dag net 5 minute. En ons vra vir die Here om ons oë oop te maak. Baie dankie. Ek wil terwyl ons nou saam is, gaan ek gou vir ons 'n liedjie sing. Nee, kyk net of julle nog wakker is. Maar dankie vir daai vertroue toe almal uitbars en lag, hoor. Dis great. Dankie. Ek wil graag vandag wil ek graag met julle saam praat en miskien moet ek die storie begin by die begin. Die laaste paar weke kom ek agter dat die fase waarin ek leef ook anders is as die fase waarin ek dink ek leef. So 'n paar weke terug het dit alles begin met die aircons van alles. Ek bedoel, ons het hierdie temperature wat mal is, die waaiers waai, dis verskriklik. Niemand kan by Elina sit daar so en sy probeer luister, maar sy kan nie 'n woord hoor nie. Die goeders lawaai, almal kry warm, pas uit. En ek kry so half die gevoel dat die Here wil vir ons sê iets is nodig. En ek weet nie wat is nodig nie. En ek vat een Sondag na so 'n besondere moeilike dag, vat ek vir Logan na die hokkie toe, daar by Kiro, en hy gaan speel daarso en op pad terug, en sê, hy het Celeste lysie gestuur van goed wat ek moet koop, en sê ek van, kom ons stop sommer daar by OK, daar by ons huis, dan is net in, uit, en nee, ons moet by daai Pick n Pay gaan koop, daar by die universiteit se kant, waar ou moet ons so oor die hobbels en die taksies ry om by die winkel uit te kom, en in elk geval, dog ek, hy's 'n oulike kind, geef hom bietjie man, geef hom beheer, miskien wil hy net baie keer ook sy sin kry. Jy kan nie altyd net vir hom sê wat hy moet doen nie, luister jy, dis ek dink is 'n great idee, kom ons gaan stop by die Pick n Pay. En toe ek al inry, is dit nou weer 'n keer 'n taxi wat nie wil uit nie, en dis 'n hele storie, en dan staan ek daarso, en ek dink dis my Sondag wat wegglip, en dit vat 3 minute om te parkeer, net om so te ry. Ons doen dit, en toe ek uitklim, dan sê ek vir Logan, okay, gaan ons nee, hy wil in die kar wag. Nou is ek soos, okay, dis 'n shaky area, dis 'n shaky mense, okay, sê ek vir hom, okay, as hulle die kar steel, spring net uit, maak 'n duikrol, nee, Batman het maar net hierso, flash het oor net in 'n ding in, nee, maar net nie dat hulle jou ook steel nie. Okay, nee, hy gaan nou is hy daar op sy selfoon, afgesny, die res van die wêreld vergeet het. En ek stap toe in, en toe ek instap, op daai oomblik, en nou dink ek, as dit nie wag vir al die gewaggery om te gaan parkeer, en ons by 'n ander plek gestop, nou stap 'n ander dominee uit, en dis daai tipe so, hallo dominee, dit is daai gesprekke, en nou vra hy, hoe gaan dit by jou kerk, en sê ek, nee, dit gaan goed, ek weet nie wat sê mens daaroor nie, dit gaan great, dan sê hy, nee, by hulle gaan dit great, dan sê ek, cool, en hy sê, ja, nee, ons het nou aircons gesit, en al die goeders, en dit is baie warm en alles, en ek sê, nog ek, wat is die kans dat hierdie ou praat oor iets wat ek nou oor worry? En dan gaan langs toe die kort, en hy sê toe, dit gaan R80,000 kos, hulle kerk is so groot soos ons kerk, problem solved. En ek kry so half die boodskap, die Here is besig om te sê, ons is besig met die regte ding.
En ek vra vir die kerkraad, kan ons daaroor praat? Nou kry ek hy selfe ouetjie, die oomie uit wat daai aircons gedoen het om hierdie te kon doen. Hy sê vir ons, nee, is R80,000. Ons gaan 'n draad hier hardloop so oor hierdie beam so terug oor, daar deur die muur af in die TV box in. R80,000 klaar. Okay, cool. So met ander woorde, dit ons 'n antwoord. En ek vra vir die kerkraad, kan ons hieroor praat? En ek kry vir Johan om nog te quote en 'n ander ou nog te quote en ouens stuur vir my nog en ons kom hier by mekaar en kerkraad besluit, kom ons sit die aircons in. En voordat ons nog dit kan besluit, is daar skenkings wat inkom. Toe ek by die huis kom, is daar nog WhatsApps van mense wat sê, ons sal bydra, ons wil hê mense met die Here kan hoor. En is asof ek vir daai oomblik hoor die Here sê, jy is nou in die regte fase. Jy hoor reg. Ek bedoel, hy stuur al die goed op my pad. Man, en ons betaal die geld en gaan aan en toe kom die verrassings. Jy kan nie net 'n draad hier oor hardloop nie. Jy kan, as jou versekering goed genoeg is, dat jy die plek kan weer opbou nadat hy afgebrand het, maar as jy wil hê die plek moet nou nie onmiddellik afbrand nie, het jy regtig met 3-fase krag, lyk by 3-fase dikker kabels nodig en jy moet weet wat jy doen. En dis in daai oomblik waar ek begin besef het, André, jy's 'n dominee. Jy weet niks van krag af nie. Jy weet partykeer nie eers hoe om die batterytjies te ruil in jou kinders se speelgoed nie. My foon het ook nie gisterand gecharge nie, maar dis 'n ander storie. En toe kom die ekstra uitgawes en die Here voorsien dit ook, maar ek besef toe nou, ek het ons in hierdie situasie gekry waar daar meer uitgawes was, as wat daar moes wees, wat daar in elk geval sou gewees het, maar ek het dit nie eers geweet. Dis die ding. Ek dink ek is op die oomblik in 'n fase waar ek besef dat om kerk te wees, het jy nie een aandagafleibare entoesiastiese ou nodig nie. Ons het mekaar nodig. So die goed gaan aan, dis alles gaan goed daarso. Ek weet ons gaan nog groot uitgawes hê met krag met dit, maar ten minste gaan ons nie so sweet soos nou nie. Maar ek wil dit gebruik net as 'n inleiding om vir julle te sê, partykeer dink ek, ons loop presies die pad reg. Want ek wil net die Here soek met alles, maar ek mis partykeer groot en belangrike goed, net omdat ek een mens is. So vandag wil ek met julle praat net oor nog 'n ding wat die dagbestuur vir my gesê het, is ons moet oor praat, en dit is oor ons musiek en sang in die kerk. En ek wil graag by julle hoor, ek weet op die eind, dit gaan nie oor ons mense nie, en dit gaan ook nie oor ons voorkeure nie, dit gaan oor die Here. Maar dit is tog ook iets waar ons wil die Here aanbid en loof, en die oomblik as die woord dan vir ons gedeel word, wil ons gereed wees om te kan hoor wat hy wil sê. So ek wil graag die vloer net vir 'n oomblik oopmaak om te hoor, is daar iets wat julle wil sê, wat julle dink? Julle hoef ook nie nou iets te sê nie. Maar julle kan. Okay, kom ek begin daarso. Ek dink ons is in 'n tyd waar mense se koppe verskillend werk oor 'n klomp goed. En ek dink wat hierdie kerk anders te maak is ons almal weet hier's groot foute. Altyd, want ons almal is mense met foute. Maar die groot ding waarop ons hier fokus is nie om die kerk perfek te maak nie, maar is om ons verhouding met die Here beter te maak. Ek 'n paar jaar terug het ons so weggebreek met 'n dagbestuurgroep en ons saam gepraat en alles. En toe kom ons uit by 'n idee van, sê 'n bus tref ons nou hierso. En ons kom al by die hemelpoorte, wat gaan die Here vir ons vra? Gaan hy vra, hoe oulik was jou dominee? Waarskynlik nie. Gaan hy vir jou vra, hoe goed was julle sang in die kerk gewees? Daar by die hemel. Gaan hy vir jou vra, hoor hierso, het julle 'n dinamiese lewendige jeug gehad? Het julle uitgereik na die... In alle waarskynlikheid gaan hy niks vra oor hierdie goed nie. Wat hy oor gaan vra is ons lewens. Oor jou en oor my. En ek dink daai oomblik het ons gesê,
Kom ons skuif dan die fokus van hierdie kerk dat wat hier gebeur, kerk, is nie ons fokus nie. Maar ons help mekaar om antwoorde te kry op die vrae wat die Here gaan vra. En dit beteken ons sal nooit die beste sang hê nie, en ons sal nooit die beste dominee met die beste preke, en die dynamiesste jeug, en die beste enigiets nie. Vir die eenvoudige rede is, dis nie waar ons onsself meet nie. Dink maar, ek dink ons onsself moet meet, is ons besig om mekaar te help, om 'n beter verhouding met die Here te hê. So maar met dit gesê, die aircons het belangrik geword, nie omdat ons gedink het, ja, ek hou nie, dis nie meer gerieflik om warm te kry. Dit het 'n ding geword van hierdie hitte, hierdie lawaai, hou nou mense weg van die Here af. Dit help mense, dit hinder mense om die antwoorde te kry. Dit het ons gesê, dan moet ons aircons kry. So as die sang, of die jeug, of die wat ook al, enigiets anders, selfs my preke, ek is hier saam met julle, ek is oop. As daar enigiets is wat op die oomblik begin pla, dat 'n mens nie 'n verhouding met die Here kan hê nie. Kom praat met my. Frans. Ekskuus dat ek nou weer praat. Maar vir my gaan die sang daarin dat die gemeente word God verheerlik met ons lofsang. En dit het die afgelope 2 weke al baie beter gegaan. En ek wil nou iets sê sonder om iemand te maak. Maar die dame wat sing kan nie 'n gemeente oorlei om te sing. Dus eenvoudig is dit, as mense wat vir my gesê het, is omdat sy heeltemal gehoog sing. En dit is iets wat pla. Ons het die afgelope week of 2 lekker gesing, goed gesing, maar die oomblik is daar wat sangbegeleiding van daai kant af kom. Dan is almal stil. Dankie Frans, dankie vir die deel ook. En ek weet niemand van dit persoonlik nie, ek dink hou praat hier so saam net oor wat op jou hart is. Ek weet daar's ook ouens wat vir my ge-WhatsApp het in die ander kant gesê, so ek wil eintlik met 'n voorstel kom. Ek sal graag wil saam met, kyk, my preek is gelukkig beplan. Ek weet wat, volgende week preek ek oor, wat is dit? Ek besef net ek die volgende my pilletjie ook gedruk is. Maar okay, maar dis beplan, daar's 'n spreadsheet en alles, en dit bou op mekaar. Maar ek sal graag dat ons wil beplan na 'n ding toe, dat as ons 'n liedjie sing wat ons dalk nie ken nie, of ietsie, dat ons kan oefen aan dit. Maar ek wil graag vra, is dat, sorry dit. Okay. Ek gaan staan. Ek dink ons sit met 'n probleem dat ek gaan nou baie teruggaan in die verlede. Ons het groot geword met psalms en gesange. Ons het dit almal geken. En Braidspark het ergens 'n idee gekry om die psalms en gesange oor te skryf. Om dit meer modern te maak, sodat mense aanklank kry. En van die ou mense het hierdie nuwe gesange en psalms geken nie. En so het dit gebeur dat ons die kerk vir jonger het vir jonger mense. Wat goed is. Maar daar is 'n balans tussen die oud en die jong. En ons wil dit so hê. Ons het met Rudy die gesange op die ding gesit en dit was nice en dit is 'n simpel ding en ek sien nie almal kan note lees nie, maar die nuwe liedjies ken ons. En net daar waar hulle die note gehad het, waar jy sien dit is 'n lang noot of 'n hoë noot of 'n lae noot, net dat jy so half 'n aanduiding kry waar die liedjie heen gaan. Dit kry ons nie meer met die woorde nie. Ons is nie in die skole waar hulle die liedjies sing nie, die kinders ken dit. En dis nie vir my, dit is mooi liedjies, ek wil dit graag saam sing, maar ek ken dit nie. En as ons dalk kan kyk of dalk die note op die bord te sit, of dalk net 10 minute voor die diens net 'n oefening te doen van die liedjies wat ons sing, soos in die ou dae. Ek weet nie, dis
So ek sê, ons is nie allemaal musikante nie, maar as jy so al weet waantoe die liedjie gaan, soos met jou GPS, as jy sien daar's 'n draai voor in die pad, dan weet jy moet begin knyp vir die hoë noot. So ek weet nie, dis maar net 'n voorstel. Rita, dis presies hoe ek die hoë note kry, as ek knyp hom ook so dan kom. Maar ek weet oor die laaste paar jaar het hulle gesien, my figuur het bietjie verander, dis om die laer note ook beter te kan kry, hoor, so. Net vir 'n geval die krag eendag uit is, ek die sang moet insit, maar ek dink is uitstekende voorstelle, wat 'n ou kan mis, as jy, byvoorbeeld soos jy kan mis, hoe krag werk as jy 'n dominee is en nie 'n elektriesien is nie. Ek dink dis goeie voorstelle. So ek wil eintlik swaal vra, stuur vir my asseblief 'n WhatsApp. Ek sal graag so 'n groepie by mekaar wil kry, wat net in die begin van die maand, Sondag voor of na kerk, vinnig by mekaar kom, kyk, en uit al die inligting, en ons almal kom met idees van hoe ons dit kan beter maak, en ons bou saam 'n plan, en ons implementeer dit. En weet julle wat is die beste? Alex? Omdat ek wil net dit op die bos gooi, en kom, so seker mense wees, by Steerak nou, Daarom nie by hierdie kerk nie, hoor, hierso is ons almal, ons is almal geregtig op 'n opinie, niemand steedig hierdie wat, dis cool. Ek het al waargeneem dat as ons lekker, maklike Afrikaanse liedjies sing, dan sing die gemeente lekker saam. Dat baie Afrikaanse sangers, eintlik, wat baie goeie, gemaklike Christelike liedjies gemaak het, ons kan sing. So, die vraag wat ek wil vra, ons beklei daar buitekant ons alies agter die bou van ons taal. Of koerante word weggevat, dit gaan nie oor die lesers taal nie, dit gaan oor Afrikaanse koerante is en die politiek daar. Die vraag wat ek wil vra, hoekom moet ons dan in Afrikaanse kerk Engelse liedjies sing? Dat wil kan merk, hoewel ons Engelse liedjies sing, die mense nie so gemakkelijk is, en ons gemakkelijk saam. As daar Engelse kerk gelees, en een van ons Afrikaanse liedjies, kom ons doen met ons eie moeder. Die vraag wat ek net gevraag, so die klop is, kan ons nie van die gemaklike Afrikaanse liedjies, gesange, psalms, soos julle wil, moderne liedjies, maar baie bekende Christelike liedjies dan in die kerk, om so waar die mense gemakkelijk wees, Baie dankie. Ek dink jy moet saam op daai groepie wees dat ons saam kan beplan. Sakker. Dis wat gebeur as jy oogkontak maak by 'n kerk, jy kry werk, ja. So ek dink dis 'n goeie idee. Ek dink bring daai gemaklike goed, want die realiteit is, en vra maar vir enigiemand wat op al daai rekenaar gewerk het, daar's so 'n folder wat hulle sê braai liedjies. En waar die folder se naam vandaan kom is Celeste wat terwyl ons een keer gebraai het vir my gesê het is, hierdie liedjie kan jy speel, hierdie een kan jy nie. Hierdie een kan jy speel, hierdie. Het is ek 'n playlist gemaak van alles wat sy sê okay is. Want lyk vir my, ek's 'n dominee, en ek weet niks van musiek ook af nie, nee. So, maar ek sal graag die kundigheid wil hê. Ek is al altyd die ou wees wat net sê, is ons kan net nie ons vlaggie plant by 'n taal, of 'n styl, of enigiets nie. Ons vlaggie sal ons altyd plant by die kruis. Met ander woorde, die ding wat ons definieer hierso, is nie waarvoor ons veg nie. Dis waarvoor ons doodgaan. Die ding waarvoor ons doodgaan, is vir die Here wat vir ons doodgegaan het. Hierdie sal nooit, ek weet, ons praat Afrikaans hierso, wel soort van, hoe hard luister jy na my taal gebruik, maar ons sal nooit 'n Afrikaanse kerk wees nie. Ons sal altyd 'n kerk wees van Jesus. En ek praat nie teen jou, ek praat saam met jou, Alex, hoor. So ek soek jy nog steeds op daai groep, maar ek sal altyd die ou wees wat sê, kom ons hou dit net so op die Here. Kan ek vra? Ja, maar ek is 'n Engelsman. Tweede keer dat ek in kerk is. Maar die groot ding is, maak nie saak wat die taal die Here noem, Engels of Afrikaans. Die woord sê, the Lord inhabits the praise of his people. So maak nie saak of jy in tale die Here loof die Here, dis die groot ding. Maak nie saak of ek nou Engelsman is, jy Afrikaans, maak nie saak, ons is kinders van die Here. En die groot ding is, kom ons loof die Here. Dis die groot ding. Ek is jammer, ek ken nie jou naam nie. Dis Dave.
Dave, weet jy wat irriteer my van wat jy nou gesê het? Sit gerus, ja. Want jy staan nou op en dan sê jy in gewone taal presies wat ek probeer sê, net beter. Is jy uit om my werk te vat hierso? Want ek het gevra, sit asseblief Dave, maar jy staan nog steeds, volgende keer die mic kom vat, al wat ek net sê is, ek dink dis wat my hart wou gesê is, en ek dink dis wat ons hoor by Frans, en by Alex en Sarita, is ons wil die Here prys. Ja, it's he inhabits praise of his people. En dit is so mooi as die mense die musiek speel. Dit maak nie saak of dit CD's of DVD's, of jy die dame en die mense op die gitaar. En ons kom aan die kerke waar ons, ek en my vrou is poppie, ons is saam gespeel. En dit is so mooi as jy inloop in die kerk, en daar is musiek, en die mense loof die Here. Jy kry 'n gevoel in jou hart, dat jy die Here wil dien. Maar, dis my gevoel. Dave, ek dink jy praat saam met ons almal, en ek dink solank jy nie my job vat nie, gaan ons 'n lang pad saam kan stap. Baie dankie. Celeste. Ja, Celeste se keel is seer en sy het vanoggend al klaar 2 keer vir my gepreek en dan wil sy vir julle ook preek. O ja, dankie. Ja, maar ja, asseblief Celeste. Maar ek wil nie jou. Ek is jou vrou, so ek wil nie dinge vir jou moeilik maak nie. Nee, maar staan nou, mense jou kan hoor. Kyk waarmee ek bedeel elke dag. Ek hou nie daarvan om so vir mense te praat en ek is altyd in die agtergrond, maar ek dink ons moet onthou daar's 'n ander stem ook wat nie gehoor word nie. Daar's sekere mense wat opstaan. Ek self connect deur praise and worship met die Here. Ek connect deur sekere liedjies en daar's baie liedjies wat glad connect nie. Ek sit met 'n kind wat steeds glad nie connect nie met wat hier gebeur nie. En hy het nie 'n keuse nie, want sy pa staan voor. Hy kan nêrens anders gaan nie. So ek wil vra dat ons asseblief net nie vaskyk in die ou tyd en hoe dinge was. En vergeet dat jy 'n hele generasie is wat in 'n ander wêreld beweeg as waarin ons beweeg. En dat ons gaan alles by die ander iets verloor hulle almal. Dit moet nie net oor hulle gaan nie, maar my kind is net keuse. Julle almal sit net die keuses waar dit gaan. My kind sê nie een woord saam nie, want hy sê mamma nada. Verstaan? So dit gaan nie my kind, maar hulle staan hier en hulle praat nie. Ons moet net almal in ag neem, want as dit gaan oor koneksie met die Here, en dit gaan net oor hoe ek connect, en nie oor die ander connect nie, dan is ons op 'n verkeerde pad. Dankie. Jy en Dave, stil daar. Ja, kan ek vra, stuur asseblief, sorry, julle hoor, jammer dat hierdie is nou so lang storie. Ons gaan nog vat hulle uit, maar moet hulle nie uitsit nie, hoor. So, ons ken jou. Ek wil nog steeds vra, kan ek saam met julle 'n groepie begin wat die goeders beplan? Dat dit nie met een ou se beperkte kundigheid gebeur nie. Kan ek vra, wie sal vir my WhatsApp stuur om te sê, ek sal saam met jou beplan? Rosel, dis hoekom ek jou op gekonner het, want ek het gehoor jy het goeie common sense. Maar toe sien ek met wie jy getroud. En toe dink ek aan wie dit vir my gesê. So ek is seker nie, maar ek wil net sê, besluit self jy, maar kan ek vra, wie sal vir my WhatsApp stuur om saam met my goed te beplan? Alex, jy moet klaar jou hand op hê. Nou, Dave, sorry, jou hand moet op. Nou, dankie Frans. Nog iemand? Dankie Kobus. Okay, so asseblief, en dan gaan julle nou weet, van nou af gaan ons goed probeer. En die lekker ding is, as dit nie werk nie, dan probeer ons weer. Want dis wat dit is om 'n mens te wees en 'n perfekte Here te dien. Ons gaan aanhou soek. Dan wil ek vra, nou dat ek julle almal deur baie torture gesit het vir baie lank, wil ek vra of julle saam my offers sal bring. So, dan gaan nog steeds sakkies van agteraf kom, en die kaartmasjiene ook, en dit gaan vir my hierso, nie om iets perfect te bou nie, net om te sê dankie vir die Here wat perfect is. Baie dankie.